Hallo julle, vandag wil ek graag 'n boodskap met julle deel uit Markus 3 vers 23 tot 26. Ons leef in 'n toenemende verdeelde wêreld. Daar is 'n lyn wat in die sand getrek kan word en dit blyk of die een helfte van ons aan die een kant van die lyn is en die ander helfte van ons aan die ander kant. Inteendeel het daardie lyn meer soos 'n kloof begin word. En die kloof word steeds breër en breër want elke jaar word ons net meer en meer verdeeld. Dit is tot die punt waar dit amper onmoontlik lyk om gemeenskaplike grond te vind. En persoonlik dink ek dit breek God se hart. Sien, vroeg in Jesus se bediening het hy reeds die mag oor die koninkryk van duisternis begin demonstreer. En een van die maniere waarop hy dit gedoen het, was om demoniese geeste uit mense te dryf wat deur demone getuister was. 'n Groep godsdienstige leiers het 'n stelling gemaak dat hy die magte van duisternis gebruik om die magte van duisternis te oorkom. En soos Jesus dit so dikwels op hierdie manier gedoen het, was sy reaksie op dit briljant. In Markus hoofstuk 3 vers 23 tot 26 sê hy die volgende: En hy het hulle na hom geroep en vir hulle deur gelykenisse gesê: Hoe kan die Satan uitdryf? En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie. En as die Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde. Hier kan 'n mens sien dat Jesus van die begin van sy publieke verskyning passievol was oor eenheid. Hy het natuurlik hierdie stelling ook voor sy 12 disippels gemaak, maar hoekom is hierdie feit relevant? Want waar jy 'n groep mense het, sal jy altyd 'n geleentheid vir verdeeldheid of onenigheid hê. En hoekom is dit gewoonlik so? Dit is omdat almal, en ek sê weer, almal daarvan hou om altyd te wil reg wees. Maar laat ek dit meer persoonlik maak. Ek hou daarvan om altyd reg te wees. Jy hou daarvan om altyd reg te wees. Ek is gemaklik en soms versot op my manier van dinge doen. Dit is in my gebore en om eers my eie voorkeure in ag te neem. En al wil jy dit nie glo nie, jy is net so gemaklik daarmee om altyd te wil reg wees. Party van ons pronk dit in jou gesig uit, waar ander dit meer op 'n skynheilige of agterbakse manier doen en ook gewoonlik voorgee dat dit nie die geval is nie. Beide maniere is verkeerd, maar Jesus nooi ons na 'n beter weg, 'n koninkrykweg, 'n weg van eenheid en waarheid en regverdigheid. Eenheid is ingebou in die DNA van God se koninkryk en in God se manier van dinge doen. En sy benadering is altyd beter. So, hoe moet ons as disippels van Jesus op verdeeldheid reageer? Hoe moet ons dit hanteer? Eerstens moet ons altyd onthou om die hoofsaak, die belangrikste ding te hou. Maar wat is die belangrikste ding? Dit is die goeie nuus van Jesus Christus, die evangelie. So, wat is die evangelie en hoe beïnvloed dit hoe ons dink oor dinge wat ons verdeel, insluitend selfs politieke verdeeldheid? Die evangelie is die goeie nuus van die lewe, die dood en die opstanding van Jesus Christus. God het koning geword en sy koninkryk is op die aarde net soos dit in die hemel is. Want ons God is baie anders en 'n baie beter koning as die heersers en die leiers van hierdie wêreld. En wat sy koninkryk beter maak, is dat almal is uitgenooi om deel daarvan te wees. Ons almal is welkom. Jy is genooi, ek is genooi, hulle is genooi, selfs die mense wat diegene ondersteun van wie jy nie regtig so baie hou nie. Hulle is ook genooi. En wanneer ons kies om die goeie nuus van Jesus te glo en ons getrouheid aan ons koning te beloof, verander dit alles.
Die evangelie is nie net 'n get out of jail free card nie. Die evangelie is 'n uitnodiging om van sonde gered te word en om sodoende ook die skepping te herstel. Omdat Jesus vir ons die goeie nuus was, word ons geroep om die goeie nuus vir ander te word. Selfs in politieke gesprekke. Selfs met mense wie ons nie heeltemal mee saamstem nie. Selfs met mense van wie ons nie eintlik besonders baie hou nie. Wanneer ons onthou om die belangrikste ding te hou, verander dit hoe ons alles doen. Wanneer ons dit glo en goeie nuus word, kan ons nie anders as om anders te wees nie. Maar hoekom? Want ons weet dat maak nie saak wie in regeringsleierskap sit nie. Ons God is nog steeds die koning en hy sal altyd die koning wees. So vandag wil ek jou aanmoedig dat sou jy jouself in verdeeldheid of onenigheid vind met 'n ander persoon of 'n groep mense in jou gemeenskap, wil ek hê jy moet jouself tot 3 dinge verbind. Eerstens moet jy 'n radikale stap in verantwoordelikheid van hierdie verdeeldheid of onenigheid neem. Jy moet om verskoning vra, om vergifnis vra en met vergifnis uitreik na die wat jou te nagekom het. Tweedens moet jy die moed bymekaar skraap om 'n gesprek wat tot verdeeldheid of onenigheid kan lei, uit te skakel deur te probeer verstaan. En laastens, maak 'n verbintenis om 'n persoon van koninkryk eenheid te wees en glo dat ons eintlik beter saam is as wat ons verdeeld is. En maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Maak nie saak wat jou tradisies of jou kulture, jou velkleur, jou status of jou rykdom is nie. Ons is almal deel van God se koninkryk eenheid wat Jesus vir ons uitgebeeld het. En ek sê weer, almal is welkom in sy koninkryk en wanneer ons kies om deel daarvan te wees, dan is ons deel van ons koning se tradisies, ons koning se kulture, sy beeld, sy gelykenis, sy broederskap, sy rykdom. Ons deel al hierdie dinge met almal wat in sy koninkryk leef. Nie net diegene wat ons kies of verkies om dit mee te deel nie. Om verdeeldheid of onenigheid onder mekaar te saai, is presies wat die duiwel wil hê. Hy weet dat ons beter saam is as wat ons verdeeld is. Sy aanvalle word groter en sy planne is makliker om uit te voer in 'n verdeelde huis. En wanneer jy bid, vra die Here om jou te help om die hoofsaak die belangrikste te hou. Vra hom om jou te vul met 'n gees van eenheid en nie van verdeeldheid. Dat hy vir jou 'n tong sal gee wat met wysheid en deernis sal praat. Vra hom om jou te stroop van jou trots en die wil om altyd reg te wil wees en dit te vervang met 'n hart van waarheid en geregtigheid en om in harmonie met ander te leef. Vra hom om jou te herinner dat jy 'n goeie mens is en vra hom om jou te help om sy voorbeeld te volg en die goeie nuus vir ander te word op dieselfde manier wat hy die goeie nuus vir jou was. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ek wil graag vandag se boodskap afsluit met nog 'n skrifgedeelte wat ek wil hê jy moet oor nadink en op mediteer. Dit handel oor die verskil tussen om in sy koninkryk hier op aarde te leef en ook om in die koninkryk van die hemel die ewige lewe te kan hê. Dit kom uit Matteus 25 vers 31 tot 46. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat
vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee, en ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê: Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Dankie dat julle na vandag se boodskap geluister het en dat julle dit gaan deel met almal wat julle ken. Jy is ook meer as welkom om jou kommentaar te lewer op hierdie plasing. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê en mag die Here jou seën. Tot volgende keer. Ons chat weer. Ciao.